Dr. Christine Odie. Ons sê hartelijk welkom aan Dr. Christine Odie, ons gereelde leraar wat met ons praat oor die sout en die peper. Dit wat bietjie geur gee en dit wat seker ook die lewe bewaar, want sout en peper het elkeen sy eie funksie in die lewe. Dr. Christine Odie is 'n pastorale beraader, maar hy is ook 'n leraar daar van die groot stad Gauteng. Goeiemôre Christo, ek hoop dit gaan wonderlik goed met jou. Goeiemôre Willem, ja, en goeiemôre aan al die luisteraars. Ja, dis lekker om bietjie te gesels hier uit Johannesburg. Bietjie koud hierso vanoggend. En ja, so ons kom moeilik onder die kombers uit, maar as 'n mens eers uit is en aan die gang is, dan help dit die bloedsvloei so 'n bietjie. So ja. Ja. Ons het verlede week begin praat oor geestelike volwassenheid en vandag praat jy oor geloof en spesifiek die rol van geloof in geestelike volwassenheid. Nou, Christo, jy gaan nou met ons praat oor die rol van geloof. Weet, maar eintlik wil ek sê, elkeen van hierdie woorde is eintlik so groot woord. Jy weet, wat is geloof en hoe speel dit 'n rol, en dan in geestelike volwassenheid, dink ek, praat ons eintlik heeltemal te min oor. So ek is baie dankbaar dat jy vir ons so 'n sterk tema aanvoer. Uit watter hoek sal jy begin om geloof nou vir ons te definieer op na geestelike volwassenheid toe? Wel, as 'n mens kyk na geestelike volwassenheid, dan gaan dit daaroor dat jy as gelowige die lewe hanteer op 'n manier dat jy nie jou emosie die oorhand laat kry nie. Jy laat nie die omstandighede jou oorheers nie. Jy kry dit reg om iewers binne in jou 'n kompas en 'n koers te hê wat jou help om koers te hou te midde van al die dinge wat rondom 'n mens kan gebeur. So geestelike volwassenheid is iets wat 'n mens leer deur ervaring, wat 'n mens aanleer om sekere gewoontes te hê, sekere keuses te hê en sekere maniere van dink te hê, wat uiteindelik vir jou help om die lewe te hanteer en nie die heeltyd 'n slagoffer te wees dat jy voel die lewe hanteer jou nie. So geestelike volwassenheid is hierdie ding van ek weet dat die Here hier is. Ek weet dat die Here my lief het. Ek weet dat die Here elke dag saam met my is. Ek is nie alleen nie. Maar dat ek ook 'n verantwoordelikheid het. En ons het verlede keer so 'n bietjie gesels oor die verantwoordelikheid wat ons moet neem ook. So, ek het 'n verantwoordelikheid vir die lewe om te doen wat myne is om te doen. En daarmee saam dan, dat 'n mens dan nou sê, nou maar goed, hoe gaan ons dan nou met geloof hierdie volwassenheid wat ek het mee verder aanhelp? Wanneer ons dan nou na geloof so 'n bietjie kyk vanoggend, dan is dit om het om so 'n bietjie te ontleed en te sê, maar hoe moet ons geloof verstaan? En ek wil die teksgedeelte wat ek verlede keer gebruik het, Efesiërs 3, daai gebed van Paulus, wil ek by aansluit, want hy begin en te sê, daarom kniel ek in die gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. En dan verlede week het ons gesels, ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. En dan, vandag se gedeelte, vanoggend, praat ons so 'n bietjie oor vers 17, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. En dan beteken dit, ons kyk nou so 'n bietjie aan die een kant, kyk ons na wat is geloof,
En aan die ander kant kyk ons, wat is die hart? Want dis die twee woorde wat hier gebruik word, dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon. En hoe doen hy dit? So, dan wil ek dan bietjie daaroor gesels. So, as 'n mens kyk na die Grieks, dan is die woord vir geloof om te kan glo, om te vertrou, om te weet dat daar 'n waarheid lê wat ek kan aanvaar sonder teespraak. Die woordjie pistis is die Grieks wat 'n mens gebruik hiervoor. En as 'n mens dan nou kyk na wat beteken hierdie woord, dan beteken dit in die Christelike lewe en in die Christelike werklikheid, dit beteken om met vertroue my geloof in God se goedheid te behou. Dat ek sal vertrou dat God is goed onder alle omstandighede. En daai Heidelbergse katekismes wat sê, wat is my troos in lewe en in dood? Dat ek aan Christus behoort. En dat alles wat met my gebeur, onder God se toesig gebeur. Niks is nie onder sy toesig wat met my lewe gebeur nie. En dat ons dan sê dat geloof is 'n vertroue in God se goedheid. Dat maak nie saak wat my omstandighede is nie, God is goed. En dan hierdie geloof is 'n goddelike gawe. Ek uit myself uit kan nie dit genereer nie. Dit is nogal belangrik dat ons sal verstaan dat om hierdie vertroue in God se goedheid te hê, kan nie uit myself uit gegenereer word nie. Ek kan nie probeer om die heeltyd God se goedheid te vertrou nie. Ek is nie in staat daartoe nie. Nou kom God en hy gee vir my die vermoë. En ons noem dit geloof wat hy vir my kom gee. So geloof is 'n goddelike gawe wat nie uit die mens gegenereer kan word nie, maar dit word deur God gegenereer. Hy veroorsaak dit. Hy is die oorsprong van hierdie vertroue. En hy kom plan dit binne in my. Baie keer wil ons graag hê dat dit 'n saadjie moet wees om dit net te beskrywe, dat daar moet groei kom, maar geloofsvolwassenheid het juis hiermee te doen. Ek ontvang nie die hele pakket volledig, geloof boef, hier is dit nie. Dis iets wat ek ontvang wat moet ontwikkel, saam met my. Soos wat ek verstaan, so is die geloof groter. Want uiteindelik groei die geloof nie na aanleiding van my begrip nie. My geloof trek my begrip, dat ek kan beter vertrou. So dis nie 'n ding wat ek moet die hele tyd stoot en ontwikkel en water gee en dinge nie. Nee, die geloof is daar en hy ontwikkel my, sodat ek hierdie vertroue in God se goedheid al hoe meer in my lewe begin toepas, op al hoe meer terreine, dat selfs my denke later aan so ingefiltreer word deur hierdie, maar God is goed, gedagte en vertroue in hom, dat ek nie anders kan as om dit te sê nie. Nou die wonderlike troos daarvan is dat ek kan hierdie geloof nie verloor nie, want dit is nie myne om te verloor nie, maar ek kan dit teëstaan, ek kan dit nie in my lewe aanvaar nie. Ek kan op 'n manier dan al sê, ek wil nie nou in God se goedheid vertrou nie, ek wil iets anders doen, maar dit neem nie die vertroue wat ek reeds ontvang het, weg nie. Dit bly daar. God sal nie die geloof wat hy vir my gee, weer terugvat nie. Hy sal aanhou om dit daar te sit, totdat ek op 'n stadium gemaklik raak met die ongemak wat hierdie vertroue in God se goedheid baie keer in my lewe veroorsaak. Want soms voel dit vir my dis teenstrydig. Hoe kan dit gebeur as God goed is? Hoe gebeur dit met mense as God goed is? En ons hoor baie keer hierdie vraag by mense. Hoe gebeur dit dat goeie mense
slegte dinge oorkom? Ons het nie altyd die antwoord daarvoor nie. En ek is die laaste ou wat vanmôre wil probeer om antwoorde daarop te gee. Want ek is nie God nie. Ek is nie die situasie. Ek het nie al die feite nie. So, daar's klomp dinge wat meewerk en meehelp dat slegte dinge gebeur. Mense gaan dood, al bid ons vir hulle, dat hulle asseblief moet bly lewe. En geliefdes kry swaar, al vra ons vir die Here, hef dit op asseblief. So, al hierdie dinge is moeilike dinge. Geloofsvolwassenheid lê daarin, dat ons hierdie vertroue wat ons het, die heeltyd in werking sal stel. God is goed. Al gebeur hierdie dinge, God is goed. Geloof is God se oortuiging van wie hy is aan my. So met ander woorde, dis die wonder daarvan. God, met die vertroue wat hy my gee, het ook 'n oortuiging wat daarmee saamkom, en wat die heeltyd in my lewe inspeel en sê, jy kan God vertrou. God is goed. Hy gee my daai oortuiging. Hy wys vir my uit. Hy laat my die skrif lees. Hy wys in die lewe rondom my hierdie goedheid. So met ander woorde, die oortuiging dat God goed is, lê by hom. Nie by my, wat dit ek moet nou oortuig wees. Nee, ek moet God toelaat om hierdie oortuiging dat hy goed is, na my toe te bring. En dit deel te maak van my lewe, van my innerlike lewe. Eintlik praat die Bybel maklik van om hier in jou hart te kom en die oortuiging te bring by die oorsprong van ons lewe, wat ons dan geloof, wat God se oortuiging aan my is, van wie hy is, laat waar word. Dis 'n waarborg, dat sy openbaring en beloftes sal gebeur, soos wat die Bybel beloof. Dit is hoekom ons die Bybel moet ken. En dis 'n wisselwerking dit tussen my verstand en my hart, so my emosies en my kop moet saamvoel. Ek moet aan die een kant lief voel, wees vir die Here, maar aan die ander kant moet ek sekere goeders weet. En jy het so mooi gesê, jy kan dit nie verloor nie, want dit is syne wat hy vir my gegee het. Ek kan dit teenstaan, nê. En ons staan dit baie keer teë. Christo, wil God vir ons genoeg stabiliteit gee, dat hierdie lewe is mos nie altyd stabiel nie. Daar is 'n klomp chaos wat gebeur. En ek dink die Here laat ook toe dat daar chaos is, want dit gee baie keer ruimte vir baie potensiaal, dat daar dinge kan gebeur met nuwe ontdekkings of nuwe uitdagings. Maar hier's genoegsaam om 'n stabiele, vaste wete te wees, ten minste wat jy sê is van hom. Want as daar iets gebeur met 'n gelowige of ongelowige, dan verander God nie. Die omstandighede verander, maar hy verander nie. So, as ek jou reg luister, dan God wat altyd dieselfde is, maar die omstandighede, en dan maak ons asof hy sleg geword het. Die omstandighede is nou sleg, en nou is hy ook sommer, sy karakter is byna ingedrang. Maar ons kan nie daai twee gelykstel nie, nee. Dis wonderlik, Willem, wat jy nou sê, dit is presies so. Geloof het 'n manier om vir my, in my hele manier van dink en doen en wees, te beïnvloed. Want wanneer ek voor 'n situasie kom, chaos beteken, ek is nie in beheer nie. Iets anders beheer die situasie. En die oomblik as 'n mens kan sê dat ek is nie in beheer nie, om dan terug te val en te sê, maar God is goed.
Al kan ek nie hierdie ding beheer nie, en dis waar geloof inskop. Wanneer ek nie in beheer is nie, om dan terug te sak en te sê, maar God is goed. So ek kan hom vertrou. Hy sal waarmaak wat hy beloof het. Hy sal waarmaak dat sy wil uiteindelik sal geskied. Hy sal waarmaak dat maak nie saak wat die situasie is nie, dit sal uitdraai ten goeie vir my, want God is goed. So daai hele ding van om nie in beheer te wees nie, om dit as chaoties te beskrywe, om dit as heeltemal buitekant 'n mens se manier van dink en doen te beskrywe, dis waar. En ek moet daai ongemak van nie in beheer wees nie, moet ek leer dat dis nie die belangrike nie. Vir enige mens sonder geloof is dit belangrik om te beheer, want solank jy kan beheer, kan jy risiko's bestuur. As jy nie beheer nie, kan jy nie risiko's bestuur nie. En dit maak ons soms heeltemal op. Want wat nou? Wat is die risiko's? Wat moet ek bestuur? Waarvoor moet ek gereed wees? Maar God is goed. So met ander woorde, maak nie saak hoe ons hierdie ding uitspeel na hierdie kant toe of daai kant toe nie, God is goed. En geloof gaan dan oor wie God is en dat hy goed is. Nie dat dit wat gebeur op die aarde, wat baie keer ons eie toedoen en ons eie maaksels is nie dit nie, maar God is die stabiele, die een wat ons altyd kan weet dat hy dieselfde is, dieselfde God wat altyd goed is. Dis die stabiele deel, nie hierdie wat ons beleef as ongemak of chaos op die aarde, jy weet, of het nou droogte, of het nou wind, of reën, of storms is, of miskien in ons lewe gesondheid, of siekte, of iets is nie. Nee, die stabiliteit is dat God dieselfde is, en dat geloof, juist dit kan, daai konneksie kan maak, dat ons altyd dieselfde kan weet, glo van God. Ons hoef nie vandag so te glo en môre anderster van hom te glo nie, want hy is ewig dieselfde. En uiteindelik, Willem, as 'n mens so na hierdie ding kyk, dan beteken dit dat geloof word aan verlosters gegee. Mense wat hulle lewe na die Here gedraai het en vir hom gesê het, neem ons lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Daai bekering, daai toewyding, daai algehele oorgawe aan die Here, dis wanneer ons die geloof ontvang in ons lewe, om dan verder te groei na 'n geestelike volwassenheid, waarin ons hierdie geloof wat ons ontvang het, hierdie keuse wat ek gemaak het, om die Here te dien, om die Here te aanbid, wat natuurlik ook weer sy inisiatief was, met sy wedergeboorte. So dis 'n hele manier van om ons gered te kry. Paulus stel dit so mooi in die begin van hierdie gebed, deur te sê, die Vader aan wie alle gelowiges hulle bestaan te danke het. So met ander woorde, die Here kom en hy is so betrokke by my en jou lewe, dat dit uitsluitlik vir verlosters gegee word, en nie deur hulle geproduseer word nie. Maar hierdie geloof is dus ook my begrip van God se persoonlike openbaring en begelei my tot optredes wat baie keer transformerende gevolge inhou en my tot nuwe insigte oor God, myself en die lewe laat kom. Want wanneer ek nie beheer nie, geen risiko kan voorspel of bereken nie, en ek is daardeur, dit het dalk gevoel soos 'n drukgang, soos 'n maalkolk, soos 'n gekniede mens wat hier deurgekom het. Maar as ek aan die kant uitstap,
dan sê ek vir myself, wat het verander? My siening van die lewe, my siening van God, my siening van myself, my siening van mense rondom my, en daai veranderde denke, daai getransformeerde gevolge, is dan wat my tot nuwe insigte bring. Christo, ek wil jy moet afsluit, maar ek wil eintlik vir jou vra, gaan net 'n stap terug. Wat is jy het gesê dat geloof kom van God, dit is wat hy vir ons gee. Is die stap tot geloof deur bekering en wedergeboorte? Ek wil anderster omvra, is geloof moontlik sonder bekering en wedergeboorte? Willem, as 'n mens reg verstaan, dan lyk dit vir my Paulus probeer vir ons verduidelik dat geloof is die uitvloeisel van 'n keuse om God te dien en my hele lewe aan hom toe te wy, en dat in die proses om dit te kan doen en te kan volhard daarin, ek geloof ontvang wat vir my hierdie stille kompas word, hierdie stille rigtinggewer in my lewe word, hierdie vaste fundament waarop ek staan, kom wat wil, dat enige storm kan maar kom, die fondasie is vas en seker. God is vandag, môre en oormôre presies dieselfde, hy is alomteenwoordig en hy kan alles beheer as hy dit sou wou doen. So met ander woorde, maak nie saak wat nie, maar enige ding is onder die toesig en beheerende toesig van God, wat met my kan gebeur en wat rondom my plaasvind en wat in die wêreld plaasvind. So dit bring my dan dat geloof is 'n oortuiging wat berus op God se selfopenbaring, wat lei dan tot vertroue en gehoorsaamheid. Dit is uiteindelik die doel van geloof, om my te help om te groei in vertroue en gehoorsaamheid aan God. Want wanneer ons dit dan doen, dan is ons besig met geestelike volwassenheid. Goed, dankie. Jy het dit nou eintlik vir my die volgende vraag beantwoord. So geestelike volwassenheid. Ja, volwassenheid kan eintlik tog nie gebeur sonder dat daar groei van jongs af deur groei na volwassenheid nie. So ook in ons geloof moet ons groei na volwassenheid. Dit gebeur nie sommer eensklaps of outomaties nie. Dit is 'n groeiproses. Christo, as jy begin saamvat en sê, wat die rol van geloof, dis die tema van vanoggend, die rol van geloof in geestelike volwassenheid. Jy vertel baie keer vir ons 'n storie of gee vir ons 'n definisie dat ons gedagtes kan vasknoop. Hoe knoop jy dit vandag vir ons? Willem, ek dink 'n mens moet kyk na geloof is nie 'n ding wat hier rondhang in die lug nie. Daarom kom Paulus en hy sê, maar dit word in ons harte ingedra. So met ander woorde, die kern van my bestaan, want die hart verteenwoordig die innerlike lewe, die intellek, die emosie, die gewete, die wil. Daai dinge, daar kom lê die vertroue van God. Dit werk met die intellek, dit werk met die emosie, dit werk met die gewete, dit werk met die wil. En hierdie samewerking tussen die intellek, die emosie, die wil en die gewete, maak dat dit deel word van my menswees. En dan sluit dit aan natuurlik aan by my denke en my begrip. En daar het jy die mens wat met sy intellek, emosie, wil en gewete sy denke en sy begrip beïnvloed om te kan glo God is goed. Ja, nou het jy eintlik van saamgevat, jy weet, met my hart, siel en verstand, dis al die dele wat van ons
van ons menswees wat saamgevat word onder en saam met ons geloofsreis na volwassenheid. Vanmôre het jy gepraat oor die rol van geloof in geestelike volwassenheid. Ek wil die luisteraars aanmoedig en uitdaag. Jy het vanoggend ook vir ons gesê, dit is hoekom ons die woord moet ken en moet lees, om te groei op hierdie pad van geestelike volwassenheid. Kom elkeen van ons, maak 'n punt daarvan, hierdie week en al die dae wat voorlê, dat ons gereeld die woord van die Here oopmaak, lees, ja, vir jouself, maar ook natuurlik vir jou kinders en saam met jou geliefdes, miskien daar waar jy saam eet of saam verkeer. Christo, laaste woord, en as jy wil, 'n nommer waar mense dalk met jou kan kontak maak, asseblief. Ja, Willem, ek dink wat belangrik is dat 'n mens moet onthou dat die inwoning van die Gees in die hart bewerk vir my as gelowige hierdie veranderende manier van om met geloof om te gaan. En dit versterk my verhouding met Christus. Dit is geloofsvolwassenheid, dat my verhouding met Christus sterker en sterker word. Het was lekker gewees om vanmôre so 'n bietjie te gesels. As jy verder wil gesels, my nommer is 082-785-1106. Dit was Dr. Christo Nodee, en hy het met ons gepraat oor die rol van geestelike volwassenheid en die rol van geloof en geestelike volwassenheid. Baie dankie, Christo. Dan gesels ons volgende keer verder. Dankie Willem en totsiens luisteraars, lekker dag.